'n Groep graad 10 leerders wou 3 stowwe klassifiseer as of metale, of nie-metale, of metalloïde. Hulle het die elektriese geleidingsvermoë ondersoek terwyl temperatuur verander word. Hulle het hul bevindinge in die tabel hieronder aangeteken. Vir 1 punt, skryf die nie-metaal neer. Nou, 'n nie-metaal gelei nie elektrisiteit nie, ongeag of dit by 'n lae temperatuur of by 'n hoë temperatuur is. Met ander woorde, die korrekte antwoord is C. Vir 2 punte, skryf die metalloïd neer en gee 'n rede vir jou antwoord. Nou, 'n metalloïd se geleidingsvermoë neem toe soos die temperatuur toeneem. Met ander woorde, by 'n lae temperatuur gelei dit nie elektrisiteit nie, maar by 'n hoë temperatuur gelei dit wel elektrisiteit. Die korrekte antwoord is met ander woorde B. Vir 1 punt, skryf die metaal neer. Nou, 'n metaal gelei elektrisiteit by beide 'n lae of 'n hoë temperatuur. So die korrekte antwoord is A. Hierdie grafiek toon die verband tussen die elektronegativiteit van verskillende elemente in periode 2. Bestudeer die grafiek en beantwoord die vrae wat volg. Vir 2 punte, definieer die term elektronegativiteit. Baie belangrik dat jy hierdie definisie ken. Dit is 'n maatstaf van die neiging van 'n atoom in 'n molekuul om bindingselektrone aan te trek. Beskryf die verhouding tussen die elektronegativiteit en die atoomgetal soos waargeneem vanaf die grafiek. So wat sien ons? Ons sien 'n toename in die elektronegativiteit soos wat die atoomgetal toeneem. So die elektronegativiteit neem dus toe oor die periode van links na regs. So links, atoomgetal 3, dit sal lithium wees, en dan gaan ons al die pad tot by 9, en dit is fluor. Vir 2 punte, verduidelik die verhouding wat in die vorige vraag identifiseer is. Verwys na die atoomradius en aantrekkingskragte tussen die kernladings en elektrone om jou antwoord te verduidelik. Soos ons van links na regs in 'n periode beweeg, neem die aantal protone in die kern toe. So die kernlading is meer positief. Hierdie meer positiewe kernlading beteken daar is 'n sterker aantrekkingskrag tussen die kern en die valenselektrone. Nou hierdie sterker aantrekking trek die elektrone nader aan die kern en dit beteken die atoomradius neem af van links na regs op die periodieke tabel in dieselfde periode. Nou omdat die kernlading toeneem, is daar ook 'n sterker aantrekking op die bindingselektrone en dit beteken die elektronegativiteit neem toe van links na regs oor 'n periode.